jy daar is, kan jy sê amen, anders kan jy net die bord lees. Ek gaan lees hier, wie het al hierdie gedeelte gelees in die woord van die blinde man in Jericho? Weet, dit is amazing hoeveel keer ons 'n storie lees in die Bybel en hoe die Here met jou praat en hoe jy net baie keer goed nie raak lees nie. En wanneer jy op 'n plek kom en jy lees 'n ding en toe ek gaan stilstaan met dit, toe maak die Here vir my iets besonders oop. En ek wil dit vanoggend met jou deel. Want weet jy dat in die tyd waarin ons lewe, sit ons met 'n probleem. Vanaf jy gebore is, sit ons met die probleem. Sy naam is Satan. En wat wil die Bybel doen? Hy wil jou stil hê. Hy wil jy moet stil sit. Hy wil jy moet niks doen wat God wil jy moet doen. Hoor my mooi. En as Marita nou hier by die deur verbyloop na haar kar toe, en ek staan hier en ek sê, Marita, wat gaan sy doen? Sy gaan stop. En sy gaan kyk en sy gaan reageer. Wat ek nie moet hoor vanoggend, maak nie saak wat so omstandighede jy insit nie. Dit kan, en hoor my kind van God, dit kan enigiets wees. Hoe groot, hoe klein, fisies, geestelik, hy is die antwoord vir elke probleem. Hy is die oplosser vir elke probleem. Finansieel, emosioneel, sielkundig, wat se kundig jy kan dink, hy is die antwoord. Maar hier is die ding, wat gebeur in ons lewe wanneer ons besig raak en ons lewe en jy kom voor 'n obstakel, wat doen ons? Ons sal bijvoorbeeld sê, ag Here, help my, maar dis dit. Maar weet jy wat, waar is die tyd wat jy uitroep tot God vir 'n antwoord? Ons doen dit baie min. Kom ons wees eerlik. En dit het tyd geword, en dan sê ek, die Here sê volgens my, mense kry nie die antwoorde wat mense roep nie uit nie. Mense soek nie. Wat hoor my kind van God? God weet wat ek nodig het. Maar die woord sê vir my, bring al jou begeerlikhede en jou behoeftes na my toe, smeek in gebed, dis my woorde. Maar die ding is, ons is nie bereid om die opofferings te maak nie. Kom ons lees gou saam. Vers 46. En hulle het in Jericho ingekom, en toe hy en sy disippels en 'n aansienlike skare uit Jericho uitgaan, sit 'n blinde man, Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. En toe hy hoor dat Jesus die Nasarener was, begin hy hom uit te roep en te sê, Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. En baie om hom het hom stil gemaak en het hom bestraf dat hy moet stil bly. Maar hier's die ding. Dit is natuurlijk, die vyand wil jou stil hê wanneer jy begin uitroep. Hy wil hê jy moet dit nie doen nie, want hy weet wat gaan gebeur wanneer jy uitroep. Ons is kinders van God. Hy sê baie het hom bestraf dat hy moet stil bly, maar hy het al hoe harder uitgeroep, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word. En hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. En hy gooi sy oorkreet af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni,
En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En kyk wat sê die woord, en dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg tot sover. Van al die mense wat rondom hom was in daardie dag, was daar net een wat se wonderwerk tot stand gekom het. Daar was 'n groot skare, ek is seker daar was nie maar net enige mense, ek dink daar was belangrike mense, daar was gesiene mense gewees. Maar die ding is, die man wat daai dag gekry het wat hy wou gehad het, was maar 'n blinde bedelaar. En dit wys vir my iets besonders van Jesus Christus. Soos jy nou gesê het, and sometimes we disqualify ourselves, because ons dink dat ons is nie waardig nie. Hier sit 'n blinde man, 'n bedelaar, en Jesus sê, laat hom na my toe kom. Want hoekom? Jesus kyk nie na status nie. Jesus kyk nie na wie jy is nie. Jesus gee nie om hoe jy lyk en hoe jy lyk nie. Hy het gekom om mense te verlos, om mense te genees, om mense vry te maak, om mense op te lig. Hy kyk na jou geloof. En hier is iets wat jy moet mooi hoor. Jou posisie en jou status beteken niks nie. Jou beloftes wat jy aan God maak, beteken feitlik niks as dit kom by God se hand nie. Want baie mense dink ons kan met die Here praat en ons kan met God redeneer. En ek wil vandag vir jy kind van God, hoor mooi, jy kan nie met God redeneer nie. Amen. Jy kan nie met God baken nie. I've tried it many a time. Want sê, Here, as U nou net vir my dit sal doen, Here, sal ek dit en dit en dit en dit doen. Weet jy wat? Ons loop gister in die straat en ons sien iemand raak wat ons jare terug mee op pad gestap het. En daar was 'n stadium van hierdie persoon se lewe wat hy in 'n toestand was. Hy het tot God geroep elke dag. Hy was in trane, hy was in sak en as, hy was op sy knieë. En God kom om te groet en hy maak die deur oop. En weet jy wat, toe hy oomblik toe hy kry wat hy wil hê, toe raak geld sy God. Hulle disappear. Hulle, jy hoor nie van hulle nie, jy sien hulle nie, as jy wel, is daar 57 verskonings en al hierdie dinge. Maar weet wat, ons is baie maal doen mens dit, wat hulle rug op God draai, sodra God vir jou gee, wat jy nodig het. En dit is sad. Want ons moet besef dat my volgende asemteug in my lewe, my volgende werk, my volgende job wat ek moet kry, is nie afhangende van my nie. Dit kom van God af. Amen. My volgende my brood is van hom af. Hierdie blinde man sit langs die pad en hy bedel. Hy was blind, hy was moedeloos, hy was arm, hy was afhanklik van ander mense gewees. Hy het waarskynlik stories gehoor van Jesus. Hy het gehoor hoe Jesus blindes laat sien, dowes laat hoor, krepeles laat loop. En hy het geweet as hy maar net by Jesus kan uitkom. Sit jouself vir 'n oomblik
in Bartimeus se skoene. Wat sou jou reaksie gewees het as jy weet dat jy hoor hy is op pad? Hy is die een wat al hoeveel krepeles laat loop het. Jy's blind, jy het niks behalwe die klere aan jou lyf. En jy weet dat hulle sê hy is op pad. Wat sal jou reaksie wees? Ek is so desperant. Hy hoor. Ek weet vir 'n oomblik as jy moet dink, die man kan ek sien nie. Hy hoor die skare, hy hoor die voetstappe, hy hoor mense praat, maar diep, terwyl hy mooi luister, hoor hy die stem, soet en sag. En hy begin uitroep tot God. Ek dink iets binne hom moes sê, vandag is my dag. Vandag gaan ek 'n veranderde ervaring hê. En weet jy wat is die ding van God? Hy kon nie sien nie, maar met sy hele hart geglo, as hy by Jesus kom, gaan daar iets verander. Hy het nog nie die wonderwerk gekry nie. But he started reacting like he's already received it. He got excited, his faith started growing. En hier's iets baie interessant. Toe hy opstaan om na Jesus toe te gaan. Kyk wat sê vers 50. En hy gooi sy oorkleed af. Staan op en gaan na Jesus. Wat is hierdie oorkleed? Jy moet verstaan, hierdie kombers, noem dit nou maar 'n kombers, die oorkleed wat hy gehad het, dit was dit wat hom beskerm het teen die son, dit was dit wat hom warm gehou het in die nag, dit is dit wat hom, mense kan het herken het, dat dit is Bartimeus wat daar sit, die bedelaar, die blinde man. Daai man, daai oorkleed, was dit, wie gesê het, wie hy was. Dit was sy identiteit. Maar toe Jesus hom roep, doen hy iets besonders. Hy gooi die kleed af en hy begin na Jesus toe stap. He couldn't care about everything that he had. All that he knew is I had to touch, or I had to get close to Jesus, because I know that he is the one that can help me. He is the one that can set me free. He is the one that can change my life. Hallelujah. En weet jy wat? Verstaan my as ek vir jou sê, as jy nou hier 'n boemelaar iewers op die straat kry, waar hy nie moet wees nie, en die polisie jaag hom weg, wat doen hy? Hy vat alles wat hy het, en hy begin spore maak. Hierdie man, toe hy hoor, toe gooi hy dit neer, en hy begin beweeg. Hy het geweet waarheen hy op pad is. Halleluja. Hy het nie gewag om eers te sien nie. Hy het reeds opgetree, asof die wonderwerk reeds plaasgevind het. En hy het geweet dat, ek gee nie om oor dit wat ek los nie, want ek weet waarheen ek gaan, en as ek daar kom, gaan dinge verander, en ek gaan anders daar uitstap, as wat ek daar gestap het. En ek het volgens gevra, hoe het jy volgens by hierdie deur gekom? Het jy gekom met 'n verwagting? Het jy gekom om te sê, Here, ek hoop dat ek sal kan verander? In sy hart het hy reeds geglo dat hy nie weer 'n bedelaar sal wees as hy klaar by Jesus is. Nou hier steek dan, kom ons bring dit terug na ons toe. Want hoor my mooi, jou werke kan God nie beweeg nie.
jou gebede gaan God nie beweeg nie. Jou geloof is dit wat God gaan beweeg. Maar jy sien, he couldn't care about anything that he had, just as long as he can get where he wanted to be. Hier's ons, wat doen ons baie maak? Ons oorkleed, kom ons noem dit nou maar, ons gee dit 'n paar name. Ons almal het 'n oorkleed. Bitterheid, vrees, angs, sonde, jou verlede, mense se opinies, daai is 'n groot. Want ek is toch so gepla oor wat mense van my gaan dink en sê. Maar jy sien, hier is die ding. Wanneer jy in jou binnekamer is en jy roep tot God vir redding, vir genesing, vir vrymaking, en jy roep opreg na God, gaan daar 'n tyd kom, kind van God, dat jy dit wat jy aan vashou moet los. Want jy kan nie by iets niets uitkom. Hoor mooi volgende. Jy kan nie by die volgende tree uitkom as jy wil vashou aan jou verlede, aan jou siekte, aan jou kwale, aan jou identiteit wat jou mantel vir jou wil gee nie. Of jou oorkleed vir jou wil gee nie. Maar weet jy wat die sê dan? Daai baadjie. Ons is lank al die Here ons losgemaak van die baadjie, maar die mense lyk om vir jou aan te trek. Maar weet jy wat lyk ek weet die baadjie wat ek gedra het in my lewe. En nou, daar is nog mense wat dit sekerlik vir my wil aantrek, maar weet jy wat lyk ek? Ek is soos 'n glibberige jellyfish. As hulle hom opsit, dan gly hy af. Want weet jy wat, ek is nie waar ek was nie. Ek is nie wie ek was nie. Wat God het my uitgemaak. En hy het my uitgehaal. Halleluja, ek is iemand van die Here. Maar hier is die ding. Ons aanvaar so maklik ons oorkleed. Ons identiteit. Dis maar hoe ek is, pastoor. Ag, weet pastoor, dis in my familie. Dis nou maar so. Of dan moet die bekende ene. Ag nee, dis maar my kruis, ek sal hom dra. Weet wat die duiwel lig vir jou. En as jy dit wil glo, lig vir jouself. Jy sien, Bartimeus het geweet, as ek net by Jesus gaan uitkom, gaan my situasie verander. Ek weet nie wat sy situasie is vanoggend nie, maar ek wil vir jou sê, as jy maar net wil uitroep, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig, hoor my mooi kind van God, as jy uitroep tot God, gaan hy jou hoor, want die woord sê, so nie ek nie. Dis nie oor ek dit sê nie, dis oor hierdie woord dit sê, want dit hierin staan. I mean, if he said it, I believe it, and that settles it. Toe hy hoor dat die Here daar is, toe begin uitroep. En weet jy wat? Hoor my kind van God. Ek het al hoeveel keer, ek weet nie wat ek vir al die storie vertel, ek kan nie dink nie. Wanneer jy in jou binnekamer sit en jy bid en jy wil tot God roep, dan is daar altyd iets wat jy probeer te sterk te kry. Jy begin net lekker bid en dan lei jou telefoon of man for no reason val 'n bottel van die kas af. Of iets gebeur. En wat doen ons? Ons moet gaan kyk wat dit is. Ek beseker dit. Ons moet gaan dit sê, en ek nie dat vir mense sê nie. Ok, kan ek myself gebruik as 'n voorbeeld? Yes. Nou bid ek. Nou hoor ek iets. Hoe is my huis? Hoe stupid kan jy wees? Dis die vyand man,
wat nie wil hê jy moet buig en tyd spandeer nie. Want hoor my mooi kind van God, wanneer God jou antwoord en jou lewe verander, dan gebeur dat dinge. And guess what? Because then you realize what God has done, how good He is, how great He is, and then the devil loses another point away. Hy verloor nog een. Hierdie mense begin om stil maak. Maar dis tyd, kind van God, wanneer die duiwel jou begin stil maak, dat jy harder sal begin roep. Ongeag van die geraas. Weet jy wat, as jy dink as iemand in jou huis bid, sommer dat hy op tot bekering kom, as hy daar sommer al by jou kamer loop. Wat glo my, as jy besig is met God, sal niks jou oorkom nie. Hoor my mooi. Die skare wil ons stil maak, en dis presies wat die vyand met jou en my wil doen. Hy wil ons stil hê. Hy wil vir jou sê, gee op. Dit gaan nie werk nie. God hoor jou nie, wat jy mors jou tyd, man. Dan is my stemme wat jy wil stil maak. Stemme wat vir jou sê, dit gaan nie op nie. Weet jy wat, al vat het bietjie langer as wat jy wil hê dit moet vat, moet jy ophou vra nie, want hy gaan jou antwoord. Halleluja. Hy sal jou antwoord. As die pressure meer raak, begin het skree. My pastoor, wat gaan my buurman sê? Wel, skree tot hy op tot bekering. In elk geval, kan ek jou gesê, ons is allemaal bangste mense, die mense die pak ek in ons is mal. Maar hier is niks wat ek is om een joyful noise te maak vir die Here nie. Dan van mense van my kom sê, ach, maar nie making a noise. Sê ek is alright. Ek maak een noise vir die koning. Amen. Ek wil die mooi hoor. Hier is een groot les om te leer in die geleesde gedeelte. Wat die mense iets gedoen wat baie mense nie doen nie. Once the pressure got turned up, he started calling more earnestly. Want hoor my mooi, jou uitroep sal gehoor word. Daar's niks wat by God verbygaan wat hy nie hoor nie. Hy sal jou antwoord. En hier is die ding. Hoe ernstig is jy om los te kom? Hoe ernstig is jy om 'n antwoord te kry? Hoe behoeftig is jy om 'n aanraking te hê? Maar kan ek jou sê, jou behoefte gaan, wat is die woord? You're going to start crying out as much as you need him. As jy verstaan wat ek sê. As jy ernstig is, en dit is vir jou 'n desperate saak, sal jy uitroep ongeag wat om jou aangaan. Ongeag wat die vyand vir jou sê. Maar die ding is, ons is so fyn ingestel om alles te hoor wat die duiwel wil hê jy moet hoor. Party mense bid een keer en gee op. Maar te wees en aangehou totdat Jesus stilgestaan. Jy sien, hier is die ding. By wie staan Jesus stil? Wie kan my sê? By iemand wat hom soek. He will attend to you if you want him. Not just because. You need to want him. You need to want deliverance. You need to want to get free. En as jy gaan uitroep, kind van God, sal hy jou antwoord. Wanneer jy uitroep, Vader, help my, sal hy aandag gee. Dan kry jy nou die manne met hulle name van die Here, en sê hulle, maar pastoor, jy ontvang nie, want jy vra nie reg nie. Jy moet bid vir die God van voorsiening as jy wil hê. Jy moet bid vir die God van... Ek sê vir die ouer dag, hy sê dit, maar ek sê vir my, ok, sê vir my. As iemand in jou huis inbreek, en jou dogter in die kamer,
En jou naam is nou Johannes Petrus Poggenpoel van 'n Westhuizen. Gaan jy dokter nou skree, Johannes Frederik Poggenpoel van der Westhuizen, wil jy my nie kom help nie, is iemand in my kamer? Nee, sy gaan skree, Pa! Help my! Dis al wat jy nodig het, kind van God. Om te sê, Jesus, Jesus! En hy sal jou antwoord. Jesus gaan staan, want daar was 'n noodroep, daar was 'n behoefte. En hier is die mooi ding. Bartimeus was 'n bedelaar. In baie se oë was hy niks. Hy was 'n niemand. En hier kom die skepper van die hemel en die aarde. En hy stap verby en hy is besig en die skare volg hom. En daar's 'n geroep in die verte. En die skepper van die hemel en die aarde kom tot stilstand. Verdaas 'n behoeftige man. Wat volgens die ander man net 'n oorlas is. En die Here sê, ek moes. I had to. Because he doesn't look at who's calling. He doesn't look at where you are from. Hoe jy lyk, wie jy is nie. Dit gaan nie vir hom daaroor nie. En die Here kom staan stil by 'n blinde bedelaar. Die wêreld het verby hierdie man geloop. Miskien het iemand net daai op sy identiteit met daar gelê, die oorkleed, maar die geld weer op neergegooi, wie weet. Jesus het nie maar net verbygestap nie. Hy kon net so wel. Maar toe die roep kom, en hier is die ding, dit gaan gehoor my baie mooi volgende. En dis die een ding, as jy roep uit jou menswees uit, vir dinge wat jy maar net wil hê. Maar daar's 'n ander ding, as jy hier uitroep, na God toe. Want wie wat daar's 'n gedeelte in die woord wat die Here sê, die mense wil net sy hand gehad het, hulle wou nie dit gehad het nie, maar en hy het aanbeweeg. Maar uit die verte, in 'n hoekie een kant, roep 'n blinde man uit, Jesus, seun van Dawid. En weet jy wat doen dit? Dit bring hom tot stilstand. Die vrou wat aan die vloeiing gelê het, sit geweet, if I can only touch the hem of his garment. En weer eens, die behoefte, die oomblik toe sy aan sy kleed vat, toe gaan staan hy, en hy vra, wat het my geraak? Because he knew the call was sincere. Die roep was hieruit. Baie van ons roep, Here, asseblief, kan ek het nog so 2 in my bankrekening kry. Ek gaan nie oor dit nie. Jy sien, en hier is die ding. Ek wil iemand bemoedig in hierdie plek volgend. Mense mag dalk van jou vergeet. Mense mag dalk jou miskyk of oor jou kyk, maar hoor my mooi. Die Here Jesus Christus sien een en elkeen van ons. Halleluja. Hy ken jou by jou naam. Hy ken jou pyn. Hy ken jou trane. Hy sien elke liewe traan wat jy stort. En wanneer jy roep, luister hy. Jesus kom en hy vra hierdie man toe hy stil staan. Vra hy hierdie man die belangrikste vraag. Wat wil jy hê? Moet ek vir jou doen? As die Here nou vir jou kom staan en hy vra vir jou, wat wil jy hê? Moet ek vir jou doen? Wat sal jou reaksie wees? Dink met jou. Wat sal jy vra?
Bartimeus, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Hoor my mooi. Jesus het geweet hy is blind. Maar daar's 'n rede hoekom die Here hom vra, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Want jy sien, hy wou hê dat Bartimeus vir hom moet sê wat sy behoefte is. God wil hê ons moet spesifiek wees wanneer ons met hom praat. Filippense 4:6 sê, laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word aan God. Hy het nie na hom toe gegaan en gesê, Here seën my nie. Hy het nie gesê, Here, wees my maar net genadig nie. Toe die Here vir hom vra, wat is dit wat jy wil hê ek moet vir jou doen? Toe sê hy, Here, dat ek kan sien. Jy moet weet, kind van God, het is belangrik dat jy in gebed met God praat, maar dat jy spesifiseer wat jy wil hê. Ek is seker, ek het al eens vertel op 'n stadium, of die wat het nie gehoor het nie, een van my geestelike moeders op 'n stadium bid sy moet was in haar regisseur. Sy kan nie bid nie. En sy bid, en dis hoor mooi wat ek vir jou sê, dis iemand sê, spesifiseer. En ek weet, baie maal praat ons, en ek sê, ek is hier wat sê, kyk eers geestelik voor jy vleeslik soek, maar hoor my mooi, die Here kan vir jou vleeslik voorsien. Amen. Hy kan vir my. En ek is seker, is baie mense wat kan saamstem wat dan betref. Dan hy stel bid en sy sê, Here, ek kan nie so goed oor die bak nie, ek het 'n wasmasjien nodig. En sy gaan sit by die kombuistafel, sy blaai deur die boks begadvertiser. En terwyl sy so bid met die Here praat, sy sê, Here, ek soek die wasmasjien. Dis nie 10 minute nie. Toe lê haar voor. 'n vrou wat van geen kant af ken nie. Bel aan en sê, wat ek moet die stel? Sy sê ja. Sy sê, wil jy my nie asseblief by die volgende 2 ure by Easter en Mol kry nie? By ingang, kom ons sê nog maar 3, ek kan ek ook was nie. Dit is die MP wat ek gaan aan hê. Sy sê, by ingang 3 kom. Toe staan die vrou, kom ons sê met haar pink MP aan. Met die wasmasjien waarvoor sy gevra het, 2 ure terug. That's the kind of God that we serve. Because He does answer prayer. Amen. Yes, Lord, thank you. Jesus vra, wat wil jy hê? Moet ek vandag vir jou doen? Kan ek jou vra, kind van God, wat wil jy hê? Moet die Here vandag vir jou doen? Wat is daar 'n behoefte hier binne in jou is? Wat jy weer dringendheid roep. Die Here wil nie lang verduidelik en sê nie. Die Here wil jy moet hom sê wat jy nodig het. Nie verskonings nie, net geloof. Al wat hy wil hê is, dat ek kan sien, Here, kom ons, kan ek sommer iets simpels gebruik. As jy rook en jy wil regter op 'n rook, take your burden to the Lord en sê vir die Here, ek wil nie meer rook nie. Amen. En glo my, jy sal kan ophou. Die probleem is nou net, jy moet wegbly van die paksielek, die paksielek moet insaf. Dis nie maklik nie, maar niks in die lewe is maklik. But God can do anything He wants Him to do. En jy sien, hier is die ding. Toe hy roep uit 'n plek van hier binne-in, toe by die Here kom, toe kyk die Here hom aan en sê vir jou geloof het jou gered. En weet wat, ek gaan dit vir jou 'n prentjie skets. Die feit dat daai man bereid was om
agter te laat en by God uit te kom het. Wys my waar sy geloof was. He couldn't care about what he had. He just knew that he wanted to get to God. Want hy het geweet die Here gaan sy storie verander. Die Here het sy geloof gesien. Ek dink die Here het sy geloof gevoel. En ek dink die Here het geweet wat hy gaan vra voor hy het gevra, maar tog sê hy vir hom nog steeds, Bartimeus, wat wil jy moet ek vir jou doen? En hy sê nie vir hom, jou trane het jou gered nie. Hy sê nie vir hom, jou smeking het jou gered nie. Jou bedelaarij het jou gered nie. Hy sê, jou geloof het jou gered. Dit was my. Maar hoor my mooi, Bartimeus se geloof is dit wat hom gered het. Ek wil vir net 3 dinge wys, ek is regtig, gaan nie lang wees nie. Bartimeus hoor Jesus wat verby gaan, punt 1. Die tweede ding wat hy doen, hy begin uitroep. Die skare probeer hom stil maak, hy begin hou aan uitroep. Hulle bestraf hom, hy hou aan uitroep. Maak nie saak wat die mense sê nie, hy bly uitroep. Hoekom? Want hy het geweet dat Jesus, die Nasareene, die een is wat die verskil sal maak. Die derde ding, toe Jesus gaan skop staan, en hy sê, laat hom na my toe kom. Toe gooi hy dit, sy alles neer, en hy begin beweeg. Hy het opgestaan, hy het sy oorkleed afgegooi, dit was al wat hy gehad het. Dit was vir hom belangrik, want waar gaan hy weer 'n kombers kry? 'n warm ding kry? Maar hy het nie daaraan gedink, want hy het geweet waar hy op pad is. Dit wat hom vasgehou het, was nie meer vir hom belangrik nie, want die uitkoms was vir hom groter as enigiets anders gewees. En hy begin beweeg, asof sy wonderwerk reeds gebeur het. Maar jy sien, wat doen ons as mens? En ek weet, dit is maar, ek pik nie op mense nie. Ek is ook so, en ek was ook so, en ek het ook al so gereageer. Wanneer jy bid en jy is moeg en jy kan nie meer nie, dan wil jy net bly lê. But we need to start getting up and walking like God has already answered us. Maar jy sien, dit wat jou vashou, jou bitterheid, jou teleurstelling, jou vrees, jou sonde, jou verlede, mense se opinies, is dit wat jou baie keer weerhou van jou vrymaking. Jy sit in 'n kerk en dan gaan 'n boodskap uit en die Here praat met jou en daar's 'n uitnodiging, maar jy sit wat gaan die mense sê? Ons moet ophou dink en worry oor wat mense sê. Mense se opinie stel nie God se doen. Hierdie man se verhaal begin langs die pad, blind, arm, verlore, bedelend. Maar kyk hoe eindig dit. En dadelik kon hy sien. Van niks. Nou, ek weet dat jy vir 'n oomblik dink om nie te kan sien, en die volgende oomblik kan jy sien. Hy was eers langs die pad. En toe God by hom stil staan, toe sy saam met God op die pad. Amen. En hy loop agter hom aan, sienend. Want hy het 'n plek van behoefte af uitgeroep. Dankie bro. Dit is wat Jesus doen. En dit is wat Jesus vir jou en my kan doen, kind van God. Maak nie saak hoe jou omstandighede is nie. Want, weet wat? Ek wil nie klink soos ander predikers nie, but the God that I serve is a God that does restoring of people. Die Here wat vir Bartimeus sien het, is dieselfde God wat jou kan vrymaak.
is dieselfde God wat jou kan losmaak, wat jou kan verlos, jou kan genees, wat jou kan vul met sy gees. Hy is en bly dieselfde. So hoekom kan hy dit nie vir jou doen nie? Ons het dit laas week gehoor. As hy dit vir Gideon kan doen, hoekom kan hy dit nie vir jou doen nie? God het 'n manier, as jy hier uit 'n donker plek uitroep, om mense op te tel, en hulle te neem en hulle te plaas daar waar hy hulle wil hê. Kyk na laas week wat ons gesê het, met die man van Gedaan. Toe die Here hom vrymaak, sê hy vir hom, gaan na jou mense toe, en gaan vertel vir jou mense, wat ek vir jou gedoen het. Jy sal dalk vandag hier met jou eie laste, jou eie siekte, jou eie finansiële nood, ek weet nie wat dit is nie. 'n gebroke hart, vasgevang in sonde, twyfel, en die vyand wil jy probeer stil maak. En ek wil jy moet mooi hoor vandag, moenie vandag vir 'n oomblik stil bly nie. Want die Here vra vir jou en my vandag, plan wat is daar, wat jy wil hê ek moet vir jou doen, sê wat is daar, wat jy wil hê ek moet vir jou doen. En elkeen van ons het vandag 'n geleentheid om vir God te sê, wat hy wil hê, wat jy wil hê ek moet vir jou doen. Maar pastoor, ek is in 'n donker plek in my lewe. Ek is vasgevang. Jy is nooit buite God se bereik nie. Nooit nie. En dieselfde Jesus wat vir Bartimeus laat sien, is dieselfde Jesus wat jou hierdie dag sal antwoord. Hier is die ding. Is jy bereid om te roep? Is jy bereid om op te staan? Is jy bereid om jou oorkleed wat jou vashou, jou ou identiteit is agter te laat en te sê, laat ek loop, laat ek by die voete van die Here kan uitkom. En ek wil vandag vir jou sê, ons moet op 'n plek kom, dis die titel van my boodskap, gooi jou oorkleed af, want jou oorkleed is 'n plek van jou gemak, en ons sit nie, jy het behoefte en jy kom nie daarby uit nie, en ek wil vandag vir jou sê, jy kan nie voortbeweeg, as jy nie bereid is om te breek met dit wat jou vashou nie. Moenie vanoggend na die stemme luister wat vir jou sê, wees stil nie. Moenie na die stemme luister wat vanoggend vir jou sê, bly sit nie. Want hier is die ding. Bartimeus se wonderwerk het begin toe sy oorkleed afgooi en opstaan begin beweeg. Jy weet, ek wil vir jou vra in jou, ek gaan nie uitnodiging maak nie, ek gaan net hier voorkom staan nie, maar in jou mens wees, in die gees waar jy is, jou omstandigheid waar jy is, wil ek jou behoorlik vir jou sê, liewe, gooi af dit wat jou vashou en staan op en sê, Here, ek kom, ek is op pad na U toe. Amen. Die Here seën sy.